Weerstaan die duiwel. Ja, wat 'n paar woorde om mee te begin. Wel, vriende, die Bybel sê in Johannes 10:10, Jesus het gekom dat ons lewe in oorvloed kan hê, maar die begin van daardie vers sê, die dief kom net. Wow, net. Is interessant die woordjie net. Dis al 'n rede hoekom 'n dief kom, is net om te steel, te slag en te verwoes. En die dief mos nou maar die duiwel. Hy kom net om te steel, te slag en te verwoes. En vir hom moet ons weerstaan, want Jesus het gekom dat jy lewe en oorvloed kan hê. En daaroor 'n paar woorde oor weerstaan die duiwel vandag. Nou die Satan sê, jy gaan dit nie maak nie. En Jesus sê, lewe in oorvloed. Die Satan sê, slag, dood, steel. Jesus sê, lewe in oorvloed. Nou wie gaan jy luister? Nou wat 'n verslag gaan jy luister? Whose report will you believe? I will believe the report of the Lord. Die Satan sê jy is sleg. Maak 'n einde aan jou lewe. Jy is sleg, jy is 'n verleentheid vir die omgewing, jy moes nooit gebore geword het. En Jesus sê, jy is meer as genoeg. En ek het 'n hoopvolle toekoms vir jou, ek het vir jou lewe in oorvloed. Na wie se stem gaan jy luister? Die Satan sê, jy's alleen op hierdie pad, jy moet hierdie paadjie alleen stap. Jesus sê, ek is met jou al die dae van jou lewe, totdat die wêreld eendag gaan eindig, as ek met jou en dan vir ewig saam met jou. Nou wie se stem gaan jy luister? Die duiwel wil hê, jy moet verlore eenkant alleen wees, en jy moet daardie persoon wees wat 'n einde aan jou lewe maak, wat gedagtes het oor 'n tou, of 'n geweer, of jy weet wat. Jesus sê, jy moet gedagtes hê van lewe en oorvloed. Bedink die dinge daarbo en nie wat op die aarde is nie. Die duiwel het gekom om te steel, te slag en te verwoes, maar ek sê, Jesus het gekom dat jy lewe en lewe in oorvloed kan hê. Life and life in abundance. Nou wie se stem gaan jy luister? Die duiwel sê, jy's 'n verloorder. Maar Jesus sê, jy is meer as 'n oorwinnaar deur hom wat jou lief gehad het en lief het. Duiwel sê, jy gaan die maakie, finies en klaar, dis klaar praat, jy is tickets. Jesus sê, jy's meer as oorwinnaar. More than a conqueror. Meer as oorwinnaar. Na wie se stem gaan jy luister? Gaan jy luister na die een wat sê, dis verby, of die een wat sê, jy het 'n hoopvolle toekoms? Whose report will you believe? I will believe the report of. Die Satan is 'n leienaar en hy sê dat God jou haat. Sê die Bybel dan nie dat die duiwel is die vader van die leuns nie. Jesus sê hy het jou so lief dat hy sy seun vir jou gegee het. So lief het God die wêreld dat hy sy enige geborene seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie. Satan sê God haat jou. Jesus sê, ek het jou so lief dat ek vir jou kom sterwe. God sê ek het jou so lief, ek gaan my seun gee om vir jou te sterwe. Wat's jou reaksie? Whose report will you believe? I will believe the report of the. En ek wil graag vir jou lees in die verband in Jakobus hoofstuk 4, en jy ken die vers 7. Jakobus 4 vers 7 sê so, onderwerp jou dan aan God, nie aan die duiwel nie, nie aan sy inspraak nie, nie aan sy liste en begeertes en sy leuns nie, in die naam van die Here, nie aan die duiwel nie. Jakobus 4:7 sê, onderwerp jou dan aan God. Weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. Jy sien, jy staan, jy moet jou aan God onderwerp en jy moet die duiwel weerstaan.
Iemand anders kan vir jou bid en die duiwel weerstaan, maar gaan hy weer terugkom as 'n ander ou nie by is nie, en dan gaan hy jou weer behinder en lastig val. Maar ek het vir jou 'n boodskap vandag, daardie selfmoordgees wat jou wil aanval, daardie leuns wat vir jou sê, jy is nie goed genoeg nie, daardie minderwaardigheidsleens, daardie hopelose leuns wat sê, jy gaan dit nie maak nie, daardie leuen wat sê, daar is vir jou geen uitkoms nie, weerstaan die duiwel en hy sal van jou af wegvlug. Dis 'n belofte. Weerstaan die duiwel en hy sal. Jy moet hom weerstaan, hy sal. Jy hoef nie die pastoor eens interroep, jy kan. Die pastoor gaan hom wegdryf, jy sal gesond wees. Maar jy moet ook self leer, ook leer om hom te weerstaan. En die duiwel sal van jou wegvlug. Daardie wegvlug in die groter konteks van dit beteken dit eintlik, hy gaan in vrees weghardloop. Want die duiwel is bang vir die dag wat jy hierdie waarheid gaan toepas en sê, Satan, ek gaan nie na jou luister nie, gaan. Nou, ons is in ons huis baie lief vir ons diertjies, vir ons hondjies, en ons gesels met hulle, soos wat in baie huise, eintlik praat mens met hulle, soos wat jy partykeer met 'n mens sou praat, en dalk dink hulle is mense, maar my hondjies, hulle weet, as ek op die bank wil gaan sit, dan sit daar, dan vat ek my vinger, dan wys ek net so, hulle so geleer, of wat maar so, dan spring hulle af van die bank af, want ek wil nou daar sit, en hulle weet, hulle ou baasie wil nou daar gaan sit. Daar gaan sit ek nou daar. Maak net so met my vinger, daar gaan hulle. Jy en vir die duiwel sê, gaan. Laat jy gaan in die naam van die Here. En ek wil hom nou nie met my kosbare hondjies vergelyk nie. Ek wil maar net sê, jy het autoriteit oor die werke van die vyand. Want kyk, Lukas 10:19, ek, Jesus Christus in die woord, gee aan julle die mag, die autoriteit, om op slange en skorpioene te trap, to trample upon, om op hulle te trap. Ek gee aan jou die mag, die autoriteit om op slange en skorpioene te trap, en oor al die krag van die vyand. Kyk, jy sal dit met jou eie oë sien, but you need to practice it. Kyk, ek gee aan julle die mag, jy moet dit 'n bietjie begin sien, die autoriteit wat in jou gesetel is, die mandaat wat jy het om vir die duiwel te sê gaan en hy sal gaan, sê vir daardie negatiewe gedagtes gaan, sê vir die duiwel wat sê, jy gaan dit nie maak, jy gaan, sê vir die duiwel wat sê, jy is siek en daar is geen hoop vir jou nie, sê vir hom, gaan, in die naam van die Here, ek bestraf jou in Jesus naam, gaan, en beheer jy self jou gedagtes, jy behoort nie aan die duiwel dat hy na jou moet kyk of oor jou moet baas speel nie. Wie praat met jou? En na wie se stem luister? Wie praat met jou? Partykeer wonder mense, is dit nou God wat met my praat, of is dit die Here wat met my praat? Want die duiwel kom ook partykeer soos 'n engel van die lig, en jy kan nie altyd weet wie met jou praat nie, en daarom gaan ek vir jou so 'n paar gedagtes net gee, om te gebruik as raamwerk in hierdie proses. Wie praat met jou? Partykeer sal die duiwel vir jou sê, jy is goed en oulik. God sal nie altyd vir jou sê, jy is goed en oulik nie. God gaan nie dit altyd vir jou sê nie. Maar die duiwel kan dalk vir jou sê, jy is goed en oulik. Maar iets so aan die duiwel nogal spesialiseer en vir jou te sê, jy is sleg. Nou wie praat met jou? Jy moet die vraag vra. Die Heilige Gees oortuig ons sodat ons vrywillig die regte pad kan volg. Soos die duiwel gaan twee goeders met jou probeer doen. Hy gaan of vir jou sê jy is sleg, want hy wil nie jy moet iets so God doen nie, of hy gaan vir jou so smart laat voel, dat jy dink jy is die myn peanut in die pakkie. Moet ook nie daarvoor val nie. Hy wil jou van die een uiterste in, moet nie daarvoor val nie. Iemand wat vir jou sê, jy is so smart en die en daai, dis man baie keer 'n manipulasie. En jy het dit miskien nodig om te hoor hoe smart jy is, en jy weet wie jy in Christus is. Die Bybel sê vir jou wie jy in Christus is. Dus wees versigtig. Dus wie praat met jou? Die Heilige Gees sal jou vrywillig oortuig om die regte pad te vat, want Johannes 16 vers 7 het hierdie woorde, en ek lees dit graag vir jou, Johannes 16 vers 7. Hy sê,
Jezus sê, ek sê nou vir julle in waarheid, die waarheid, nie in waarheid, die waarheid. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want Jezus sê nou vir sy disciples, hy gaan nou weggaan van hulle af. Is vir julle voordelig dat ek weggaan, as ek weggegaan, as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek kom stuur, dis die Heilige Gees. En as hy kom, sal hy die wêreld, nie net individue nie, maar almal in hierdie wêreld, oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. Soos wat doen die Heilige Gees? Hy oortuig jou van dinge wat verkeerd is. Dis wat die Heilige Gees doen, hy oortuig jou. Nou die woord oortuig in die oorspronklike taal is elegu, of elechu. Kom ons sê elegu. Dis oortuig. En hierdie woord oortuig beteken om 'n lig op 'n saak te laat skyn. Soos as iets verkeerd is in jou lewe, gaan die Heilige Gees 'n lig op dit laat skyn, sodat jy kan regmaak. Soos wie praat met jou? Wanneer die duiwel met jou praat, gaan hy nie 'n lig op die saak laat skyn nie. Hy sal vir jou sê, jy's sleg, jy's verkeerd, maak 'n einde aan jou lewe, jy's 'n verleentheid vir jou ouers, vir jou familie, jy is 'n slegte mens, niemand wil jou hê nie, jy is niks werd nie. En hy sal jou foute gebruik om dit te onderstreep. Maar wat die Heilige Gees doen, hy skyn 'n lig op jou foute. Hy sê nie vir jou, jy is sleg nie. Die Heilige Gees sal vir jou sê, dit wat jy gedoen het is verkeerd. En jy gaan regmaak. Kom ek vat 'n paar voorbeelde. Ek praat met jou oor weerstaan die duiwel. Die eerste voorbeeld wat ek wil vat is Dawid. Toe Dawid gesondig het met Batsheba, sê die Bybel, en hy skryf Psalm 51 vers 12, hy sê, skep vir my 'n rein hart. O God, gee opnuut in my binneste 'n vaste gees. Wanneer 'n mens deur die Heilige Gees oortuig word, hardloop jy na God toe. Wanneer die duiwel met jou praat, sê jy nie, jy is te sleg om kerk toe te gaan, jy moet eers jou lewe in orde kry, dan sal ek weer kerk toe gaan. Dinge is nog nie reg om kerk toe te gaan nie, sê die duiwel vir jou. Jy is nie goed genoeg om kerk toe te gaan nie, sê die duiwel vir jou. Jy moet nog eers sekere goedes reg kry om kerk toe te gaan. Die Heilige Gees sê vir jou, daai goed is nie reg nie, en nou hardloop jy kerk toe. Dis die verskil. Dis hoe jy weet wat 'n stem met jou praat. Die Heilige Gees sal jou altyd lei om nou die regte ding te doen, nie om te wag om die regte ding te doen nie. Nou, soos vra die vraag, wie praat met my? En as dit die duiwel is, weerstaan jy hom. Een keer is daar 'n vrou wat van 'n gees beset was, van wie 'n ongeluk, waar sy was, en daar praat 'n man stem deur haar, en die stem sê vir my, Kobus, jy's nou so oulik, jy hou hierdie dienste, en daai, ek is die Here wat met jou praat, en ek dink dit, en ek sê, Satan, ek bestraf jou in die naam van die Here. En die stem sê nogal ewe, die vrou gaan sterwe vandag, en so, vanweer die ongeluk. En ek bestraf die Satan, en die vrou lewe vandag nog. Kinders, sy hulle laat doop, hulle het die Here gevolg. Sy lewe vandag nog jare daarna. Die vraag is, wie praat met jou? En as dit die duiwel is, weerstaan hom in die naam van die Here, want die duiwel promoveer dood, en hy promoveer dat jy van God af weghardloop. Maar Petrus, hy het berou gehad dat hy die Here verloon het, toe die haan 3 maal gekraai. Die Bybel sê hy het bitterlik geween, en hy was die eerste ene wat na die graf toe gehardloop het, na Jesus toe gehardloop het, om hom te soek, die leë graf. Dis wat oortuig beteken, skyn 'n lig op, etchelo. As jy etchelo ervaar, of elegu, hoe mens dit ook al uitspreek, as jy ervaar, dit trek jou na Jesus toe, dan is dit die stem van die Heilige Gees. Weerstaan die duiwel, wie praat met jou? Die Satan sal vir jou sê, jy is sleg. Die Heilige Gees sal vir jou sê, dit wat jy doen is verkeerd. Hoor jy die verskil? Ek weet jy hoor. Die Satan bring skaamte en wanhoop. Weerstaan hom. Die Heilige Gees bring berou en hoop. Berou en hoop. Die Satan dryf jou weg van God af, weerstaan die Satan. Hy sê jy moet ophou met bid. Hou op moet sing, moenie jou hande opsteek in die kerk nie, sê die Satan. Wat help dit alles? Dis als die stem van die Satan. Maar die Heilige Gees trek jou na God toe, sodat jy sy genade soek. Die Satan se resultaat, veroordeling en dood. Die Heilige Gees se resultaat is bekering en lewe. Nou wie gaan jy luister? Deur wie gaan jy jou laat lei? Oortuig in Grieks beteken echelo, of elegu. En dit beteken om 'n lig op iets te laat skyn. As jy ervaar, hier is 'n lig op hierdie saak,
en jy voel, jy moet die regte ding doen, dan is dit die Heilige Gees. Na wie gaan jy luister? Wil jy nie vir oulaas sê, ek gaan na die Here luister, nie vir oulaas nie, vir altyd. Ek gaan na die Here luister, ek gaan my deur die Heilige Gees laat beweeg, ek gaan kerk toe gaan, ek gaan Bybel lees vir my kinders en familie, ek gaan deur die Heilige Gees gelei word deur iets op Facebook te sit van die Here, of op my WhatsApp status. Dis een van die groot maklike metodes om vir die Here te werk, is om net op jou WhatsApp status iets te sit. Na wie se stem gaan jy luister? Wie se verslag gaan jy glo? I will believe the report of the Lord. His report says, I am healed. His report says, I'm saved. His report says, victory. Whose report will you believe? Ek sluit dan af vandag met Jakobus 4 en ons geleese versie, naamlik vers 7, onderwerp julle dan aan God. Weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug. En dan sê die volgende vers, nader tot God. Nadat jy die duiwel weerstaan het, sal jy altyd die behoefte hê om nader aan God te gaan. En hy sal tot jou nader. Die duiwel sê, moenie nader nie. God sê, nader tot God. En hy sal tot jou nader. Hy sal na jou toe kom. Maak jou hande skoon, maak jou hart skoon. Jesus like jou baie. Vriende, as dit in jou hart is om, of laat ek eerder so sê, elkeen wat meer wil weet van ons Bible Keys University, jy wil jou bekwaam om in die bediening te wees, jy wil meer weet om 'n siel na die Here te lei, jy wil jou woord, jou Bybel beter verstaan, dan is Bible Keys University jou go-to plek. Jy wil sendingwerk gaan doen. Bible Keys University is jou go-to plek om jouself toe te rus, om jou te bekwaam, om jou toe te rus. En dan stuur jy vir my die woord inligtingsblad, of net Bible Keys University, of net University, en ek gaan vir jou die inligting daarvan stuur, sodat jy kan sien hoe maklik is dit om in te skryf, en om jouself te beginne bekwaam. Want ons moet studente van die woord van God wees en dit ook bly. En ek gaan jou tree vir tree help om jou toe te rus. Ek is so opgewonde oor ons studente wat in die gemeente aangeskryf het. Hulle is so positief, so opgewonde en ek sien die groei in hulle. En dis nou jou beurt om oor sosiale media in te skryf, sodat ek jou, waar jy mag woon in die land, oor die internet en deur sosiale media kan toerus met die woord, sodat jy bekwaam kan wees in wat jy doen vir die Here. En dan, omdat dit in jou hart is om ook hierdie bediening te ondersteun, en jy sê, ek wil graag hierdie bediening ondersteun, ek wil 'n medewerker hiervan wees, dan stuur jy vir my die woord ondersteun, en ek stuur vir jou ons besonderhede, sodat jy ook op die manier 'n deelgenoot kan wees en ons kan ondersteun. Ek kan nie wag om jou te sien by ons gemeente nie, kom besoek ons in Malmesbury, en wees gereed om God te leer ken, in sy krag. Jy is kosbaar vir Jesus, love you all, bye.